Ons is nog nie klaar met die volhardende weduwee nie. Daar's pragtige diep lesse. Ons is weduwees. Ons is in die moeilikheid. En hierdie gelykenis sê vir ons, daar's 'n ander regter, behalwe vir hierdie slegte ene, wat ons saak kan hanteer. Ons saak lyk sleg. Hy wil dit hanteer. Liefdevolle Vader, ons luister na die woorde van Jesus en dit is so pragtig bemoedigend. Mag die Heilige Gees ons verstande verlig terwyl ons hier lees. In Jesus naam, amen. Wanneer moeilike beproewings ons tuister, dit gebeur mos met ons, moet ons nie toelaat dat hulle ons vrede steel nie. Dit is wat die Here vir ons kan doen. Maak nie saak hoe onbeskof of onregverdig ons behandel word nie. Deur wraaksugtig te koester, benadeel ons net onsself. Moenie probeer terugbetaal of mense op hulle plek gaan sit nie. Los dit. Jy ontketen net 'n groter argument. Ons mag nie toelaat dat ons vertroue in God of die leiding van die Heilige Gees skade ly nie. Hierdie moeilike beproewings is daar om te wys wat die Here vir ons kan doen. Dis wanneer ons, nie ons self nie, maar ons vertrou in hom, mense kan bereik. Hey, ek het hom so sleg behandel, man, ek het hom geklap. Wie het niks terug gedoen nie. Dis 'n preek wat ons kan preek, wanneer beproewings ons tuister. Dan moet ons vertroue in die Here net groter word. Vir die Heilige Gees vra om ons sterk te maak. Ons het 'n getuie by ons. Dis 'n hemelse boodskapper wat 'n banier teen die vyand sal oprig en ons sal beskerm. Hy sal ons met die helder strale van die son van geregtigheid beskerm en tederlik toevou. Is dit nie mooi nie? Jy hoef te vrees vir daai moeilike tye wat kom nie. Satan sal nie in staat wees om hierdie lig binne te dring nie. Hy is magteloos om hierdie sterk skild van heilige beskerming te breek. In die tyd van benoudheid vat Jesus oor. Moenie probeer oorvat nie. Los dit vir hom. Terwyl misdaad eksponensieel toeneem, moet ons onsself nie flous dat dit nie regtig so erg is nie. Die statistieke laat jou skrik. Dit is in hierdie baie moeilike tye dat ons baie ernstig tot die Here sal moet bid. En wat 'n voorreg om raad by hom te kry, wat al die wysheid in pag het. Psalm 50:15. Roep my aan. Wanneer? In die dag van benoudheid. Moenie terugbeklei nie. Roep hom aan. Hy is die magtige ene wat die argument kan wen. Ek sal jou uithelp. Hier is die telefoonnommer van die hemel, hoor. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Hy nooi ons om ons verpletterdheid en ons behoefte aan goddelike hulp en uitkoms met hom te kom bespreek. Nie te beklei nie. Ons wil graag terugbetaal. Kom ons bid sonder ophou. Ons gaan ernstige tye binne. Bid sonder ophou. Die oomblik wanneer moeilikheid sy kop uitsteek, moet ons ernstig begin bid. Die besef van ons behoeftes sal ons nou op ons knieë toe dwing. Hierdie ernstige gebede raak die tere hart van ons hemelse Vader. Het is so lekker om daaraan te dink. Hy voel as ons bid in ons benoudheid. Met tye mag die slagoffers van vervolging voel dat die Here hulle in die steek gelaat het.
Mense sien hulle veragtend vir die minderheid aan. Man, dit lyk asof hulle vyande oor hulle triomfeer. Maar hulle moenie hulle gewetes verkrag nie. Hy wat ter wille van hulle gelei het hulle siektes en beproewings gedra. En hulle beslis nie vergeet nie. Hy was daar gewees, waar jy jou miskien op hierdie oomblik bevind. Die kinders van God word nie weerloos aan hulle lot uitgelewer nie. Nie ons, God doen dit nie. Gelukkig beweeg gebed die arm van die Almagtige. En hy het 'n sterk arm. Hy gee die duiwel net een klap. Vertrou op hom, nie op jouself nie. En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek om van Gideon, Barak, Samson en Jefta, van Dawid, Samuel en die profete te vertel. Deur die geloof, nie deur die swaard nie. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop. Daniel aan die leeukuil. Hy druk net die bek van die leeu toe. Wat lê daar, jong? Dis die God wat ons dien. En as ander leeu's ook hoor, hy gaan hulle bekke toemaak. Gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang. Hallo. Was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Sulke mooi geskiedenis. Wanneer ons lewens aan hom toewy, sal ons nooit in 'n posisie beland waarvoor hy nie vir ons voorsiening gemaak het nie. Soos jy nou binnekort in 'n vreeslike krisis instap. Hy het klaar voorsiening gemaak vir 'n uitkoms. Maak nie saak hoe haglik ons situasie is nie. Ons het 'n gids wat vir ons die uitkoms sal aanwys. Vertrou hom, bid sonder ophou. Wat ook al ons verpletterdheid, ons het 'n raadgewer. Hoeveel ons pyn en eensaamheid ook al mag wees, ons het 'n vriend, so liefdevol, met vol meegevoel. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Dis 'n mooi lied daar. What a friend we have in Jesus. Gaan na hom toe, moenie terugbeklei nie. Bly stil. Wanneer ons in ons domheid verkeerde besluite neem, wat het met jou gebeur? Verstoot Jesus ons nie. Ek het vir haar gesê, jy moenie met daai man trou nie. Nee, hy het gesê, hy het so en so beloftes gemaak. Sy het teruggekom. Sy het 'n fout gemaak het. Verkeerde man of vrou getrou het. Jesus is daar. Sy stem is duidelik en onmiskenbaar. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy sal die arme red, wat om hulp broedeer. Ek het 'n gemors van my lewe gemaak, is verkeerde vrou of verkeerde man getrou. Die verdrukte en die wat geen helper het nie. Hy spesialiseer in wrakke. Hy is die groot paneelklopper. Ek was nou eendag by 'n paneelklopper. Jy sien daai karre kyk en wonder jy, maar hulle maak daai karre so mooi reg. En hy is my groot paneelklopper. Hy is jou groot paneelklopper. Die Satan het ons in ons vasgejaag, maar hy kan ons regmaak. Die Here sê dat hy deur diegene vereer sal word wat hom nader en getrou in sy diens is. Hy sal 'n standvastige gesindheid en volle vrede bewaar, want hulle vertrou op hom. Dis net vertrou op hom, vertrou op hom, vertrou. Jy kan dit nie regkry nie. Hy kan. Los dit vir hom. Die arm van die Almagtige is uitgestrek om ons versigtig verder en verder na waarheid en veiligheid te lei. Ons kan nie, maar hy kan. Ek weet nie wat is jou posisie nie. Jy is miskien in 'n groot gemors. Dit gaan erger word. Hy is daar om jou saak te pleit. Te midde van die lofliedere van die hemelse kore,
Hoor God die noodkreet van die swakste sondaar op aarde. Behalwe vir hy musiek daarbo. Hoor hy nog ons noodkreet. Ons stort ons hartsbegeertes in ons huise uit. Ons bid terwyl ons stap en ons hartsverlangens bereik die troonkamer van die heersers van die univers. Daai gebed gaan nie verlore nie. Het bereik sy hart. En hy is jammer vir jou, is jammer vir my. En help ons. Ons het 'n goeie God. Ons gebede word nie altyd deur mense gehoor nie, maar dit verdwyn nie. Dit word ook nie deur die geraas om ons verdoof nie. Niks kan die klank van ons siensverlange laat kwyn nie. Dit styg bo in die geraas van die besige strate, bo in die verwarring en gedreun van die massas uit. Ons gebede bereik die poorte van die hemel. Dank God daarvoor. Dit is met God wat ons praat. Alomteenwoordig, almagtig, alsienende, alwetende. Dit is met God wat ons praat. En ons gebede val nie op dowe ore nie. Hy hoor ons. As 'n ou liedjie wat sê, "A wonderful Savior is Jesus, my Lord. A wonderful Savior to me." Maak nie saak hoe onwaardig jy voel nie. Moenie huiwer om jou saak aan die Here oor te laat nie. Toe die Vader homself in die persoon van Jesus vir die sondes van die wêreld gegee het, het hy die volgende stelling gemaak. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, en hy is vir ons, wie sal teen ons wees? Wie kan teen ons wees? Hy het selfs nie sy eie seun gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ook alles vir ons genadiglik skenk nie? Jy dink jy vra groot goeders? Nee. God het sy seun gegee, dit was die grootste. Dink jy ons kan staat maak op dit wat ons liefdevolle, vergewende Hemelse Vader vir ons sê? Dis die enigste plek waar jy kan staat maak. Daar is niks wat Jesus meer begeer as om ons van die wrede heerskappy van die Satan te bevry nie. Maar voordat ons van sy mag bevry word, moet ons eers van die sondige mag van ons binneste bevry word. Maak reg. Of sê vir die Here, kom maak reg hier. Hy is oulik hoor. Die Here laat beproewing toe, om ons uiteindelik van ons aardsheid, ons selfsug en onchristelikheid, christelike gedrag en karaktereienskappe te reinig. Weet, dit is 'n bietjie sleg om met my, dan sê ek, man, after all, wie dink jy is jy? Laat dit nie met jou moet gebeur nie, met ander gebeur, maar mag nie met jou gebeur nie. After all, wie is ek? En after all, wie is jy? Die beproewings is God se gereedskap om aan ons te werk. Los hom. Hy weet wat hy doen. Hy laat toe dat diep waters van beproewing oor ons spoel, sodat ons hom en Jesus wat hy gestuur het, beter kan leer ken. Ons leer hulle ken in beproewings. Beproewings is vriende. Hy wil baie graag hê dat ons 'n dieper en 'n ernstiger verlange moet kweek om van ons sondebesoedeling ontslae te raak en skoner, heiliger en gelukkiger uit die beproewing te kom. Jo, is dit nie mooi gestel nie? Hy kan nie verloor nie. So dikwels wanneer ons in die smeltkroes van beproewing beland, sleep ons lelike sondige selfsug saam met ons. Daar is 'n lelike ding, hy selfsug. Maar wanneer ons binnend selfverlonend en geduldig deur die toets werk, sal ons met ondersteuning van bo 'n goddelike karakter reflekteer. Soos die volgende beproewing oor jou kom, hy is besig om jou karakter mooi te maak.
Want hy is lief vir jou, hy wil jou gered sien. En dan wanneer die Here se doel met beproewings afgehandel is, sal die volgende mooi iets gebeur. Wat dink jy kan dit wees? Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son. Dit is mooi in die oggend as hy opkom. Jou reg soos die helder lig van die middag. Eers is die son 'n bietjie dof, jy kan nog met jou oë kyk. En dan nie by 12:00. Dan trek daai son los. En hy skyn op sy beste met die heerlikste warmte. Ek lees die teks weer. Al is ek skuldig. Wat sê die teks? Hy sal jou onskuld. Here, ek is skuldig. Nee, wag 'n bietjie. Hy sê jou onskuld laat deurbreek. Soos die son. Here, maar ek is skuldig. Nee, wag, bly stil. Sê ek wat nou praat, sê die Here. Jou reg, soos die helder lig van die middag. Maar Here, ek is nie reg nie, bly stil. Dis die God wat ons dien. Daar is geen gevaar dat die Here nie die gebede van sy kinders sal beantwoord nie. Het jy dit gekry? Die gevaar lê daarin dat ons moedeloos sal word en nalat om gedurig neer te bid sonder ophou. Met baie bid. Ons bietjie die ander gemors los en bid. As te veel gemors wat ons aandag wegtrek. Hoeveel keer 'n dag kyk jy na jou selfoon? Sien maar elke keer bid as hy selfoon 'n boodskapie stuur. Sal dit goed wees. Dit was Jesus wat die pleitende weduwee die moed en deursettingsvermoë gegee het om aan te hou om by die regter te pleit. Dit was ook Jesus wat eeue gelede vir Jakob die krag gegee het om met volharding vir 'n seun van God te pleit. Die vertroue wat ons in hom plaas, luister hier, sal hy nooit laat misluk nie. Het jy dit gekry? Die vertroue wat ons in hom plaas, sal hy nooit laat misluk nie. Volgende keer gaan ons verder oor die liefde van die Here studeer, om ons van sy bystand in ons tyd teen selfsug te help. Liefdevolle Vader, U is mooi, U is goed, en U is ongelieflik vir ons. U vat ons gemors en U maak 'n sukses daarvan. Mag ons vir U meer dankie sê. Dankie. In Jesus naam. Amen.